Goeiedag broers en susters, baie welkom by vandag se erediens. Voordat ons die Here se woord in die brief Romeine lees, kom ons bid saam en dan vra ons vir die Here om ons harte oop te maak vir wat die Here vir ons wil sê. Ons Here, ons sê vandag vir U dankie vir die gawe van U woord. Vandag veral sê ons dankie vir die gawe van broers en susters wat saam met ons op pad loop, nie net in hierdie gemeente nie, maar ook in hierdie gemeenskap, in hierdie provinsie en in hierdie land, Here. Ons sê vir U dankie vir al die kerkverbande, al die gelowiges in Suid-Afrika en oor die wêreld, dat ons saam mekaar se broers en susters kan wees. Ons vra dat U nou vir ons sal sê wat U vir ons wil sê, en dat ons sal hoor wat ons moet hoor. Amen. Ek lees vandag vir ons uit Romeine 15. Ek lees vir ons vers 4 tot vers 13 en dit begin hier so op bladsy 269 in die Nuwe Testament. Alles wat vroeër opgeteken is tog vir ons lering opgeteken en sodat ons hoop kan hê deur die volharding en die bemoediging wat ons uit die skrif ontvang. En mag die God van volharding en bemoediging gee dat julle onder mekaar eensgesind sal wees, soos Christus dit wil hê, sodat julle eenparig, ja uit een mond aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, die lof sal bring. Daarom aanvaar mekaar soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Ek sê vir julle dat Christus 'n dienaar van die besnedenis geword het, ter wille van die waarheid van God, sodat hy die beloftes van die Vaders kon bevestig, en sodat die heidene God oor sy ontferming kan verheerlik, soos daar geskryf staan, daarom sal ek U loof onder die nasies, en tot eer van U naam sal ek 'n lofpsalm sing. En daar staan ook, wees bly, nasies, saam met sy volk, en weer, loof die Here alle nasies, prys hom alle volke. En Jesaja, op sy beurt, daar sal 'n loot van Isaai kom, en hy sal opstaan om oor die nasies te regeer, en op hom sal die nasies hoop. Mag die God van hoop, julle deur julle geloof, met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Die meerderheid van die mense in hierdie gemeente is Wit-Afrikaans sprekendes. En ek mag dit sê, want ek is ook 'n Wit-Afrikaans sprekende. As 'n groep het ons nie die beste geskiedenis van eenheid nie. Los 2 Afrikaners op 'n eiland, kom terug na 'n jaar, dan het jy 2 politieke partye, 4 kerkverbande. Baie van ons het voorouers wat in Duitsland of Frankryk geprotesteer het teen die Katolieke. Daarna ruk hulle op teen die VOC, teen Brittanje en trek noordooswaarts. My eie steins was nog meer dwars, want ons het ons wortels in die Republiek van Swellendam. Baie van ons wen liewer die argument, maar verloor die mens. Ek gaan nou vir ons 'n paar astrante vrae vra om 'n punt te maak. Is 'n vark choppie boos? Wat sê ons? Is dit sonde vir 'n man om nie besny te wees nie? Wat dink ons? En wat is die belangrikste geestelike gawe om te ontvang? Weet julle wat was die nommer 1 twispunt gewees in die vroegste kerk? Meeste eerste gemeentes het 'n meerderheid van Joodse Christene gehad. Nou vra ons dalk, wat is 'n Joodse Christen? Is dit nie bietjie soos 'n Hindu-Moslem nie? Nee, dit is nie. Jode in die eerste eeu was daar die vreemde sosiale groep waar geloof en ras byna een was. Mense kry dit amper nie meer vandag nie. As ons in die Nuwe Testament praat van 'n Jood, dan kan ons praat of van iemand van 'n sekere geloof of van iemand uit 'n sekere volk. Jy kan 'n Jood wees as jy die wet van Moses onderhou en jy kan 'n Jood wees as jy iewers afstam van Suid-Israel, dis nou uit die stamme Juda en Benjamin. Die res van Israel het Samaritane geword, en as ons kyk na die verhouding tussen die Jode en die Samaritane, het die Israeliete ook nie die beste geskiedenis met eenheid nie. In die geval van Joodse Christene, is dit daar die Juda afstammelinge, wat ook glo in Jesus. Petrus was 'n Joodse Christen, al die Johannese was Joodse Christene, Paulus was ook een gewees. En daar's vandag nog sulke Jode, Messiaanse Jode, maar hulle is baie ver in die minderheid.
meeste mense wat kultureel Joods is ook Joods van geloof. Daar was ook heidense Jode. Vir die Jode in die eerste eeu was daar net die Jode en die sogenaamde heidene. As jy nie 'n Jood was nie, was jy deel van die nasies of die volke, soos wat die hoofstuk ook vandag daarna verwys, ook bekend as die heidene. So as ek 'n Griek is, of 'n Egiptenaar, of 'n Romein, en ek wil in die Ou Testament glo, dan word ek besny, en dan kan ek ook gaan offer, en ek kan die feeste by gaan woon, ensovoorts, ensovoorts. Die tegniese term is proseliet, maar ons kan maar praat van heidense Jode. As ons in die eerste eeu geleef het, was feitelik almal van ons heidense Christene. Die moeilikheid in die heel eerste gemeentes was 'n magspel tussen Joodse kultuur en geloof en die res van die kerk. Baie Joodse Christene wou gehad het dat heidense Christene kultureel ook Jode moes wees. Dit was nie goed genoeg vir my om in Jesus te glo nie. Ek moes die vark los, en as ek 'n man is, moes ek ook besny word. En dit het Paulus en sy vriende ernstig ontstel. In Galasiërs sê Paulus, hy wens die mans wat hulle so laat weer besny, sny sommer alles af. Dit staan in die Bybel, julle. Paulus se slotsom is dit: jy hoef nie deel te wees van die Joodse volk om 'n Christen te wees nie, alhoewel daar sekere dinge is wat die Here eers gedoen het met die Israeliete. Die Skepper en die seun van die Skepper het eers aan Israel verskyn, en daarom sê Paulus, Jesus is in diens van diegene wat besny is, met ander woorde die Jode. Jesus se eerste volgelinge was almal mense wat iewers uit Israel uit afgestam het, maar dis nou nie ewe skielik verkeerd om 'n Jood te wees en om Joodse bloed in jou te hê nie. Terselfdertyd praat Paulus van homself in vers 16 as 'n dienaar van die heidene. Dis nou nie heidene wat die son aanbid of wat die Romeinse gode aanbid nie. Dis mense wat nêrens afstam van Jakob nie, maar wat wel in Jesus glo. Heidense Christene. So wat Jesus oor God getuig het aan die Jode, so getuig Paulus ook meestal aan nie-Jode. In die Joodse kultuur wat die gemeente wil insklik, was nie die grootste probleem vir die kerk in die stad Rome nie. Dit was waarskynlik die wreedheid van die keiser en sy vervolging van die kerk. Maar dit was die vermoë van daai gemeente om in eenheid te leef, wat hulle help het om te oorwin. Ek dink meeste gemeentes sal graag wil glo, hulle is 'n gemeente wat kan saam staan. Ek het dit onlangs gehoor van 'n gemeente wat dit sê, maar hulle staan op skeer. Nee, maar ons kan saam staan. Kan ons? Hoe gereeld staan ons saam? Of berg ons dit net vir aardbewings, brande en oorstromings? Julle onthou daardie paar vrae wat ek vroeër gevra het. Dit was werklike sake waaroor mense mekaar afgeskryf het in die vroeë kerk. Daar was 'n kans dat die vleis wat mense eet gewy was aan die Romeinse gode, daarom het party mense nie vleis geëet nie, maar ander het. Party mans was besny as babietjies toe hulle nog gelowig Jode was, ander uit die heidendom was nooit besny nie, en daar was gevegte oor wie se gawe in die kerk die belangrikste is, en daarom die meeste sê het. Nie net was dit kontroversiële kwessies in die kerk nie, dit word aangespreek in die brief aan die Romeine. En wat is Paulus se antwoord elke keer? Dis nie eers doen dit, of kies hierdie opsie nie. Dis wat dit so koslik maak. Paulus se antwoord is, dit maak nie saak nie. Romeine 14. Eet wat jy wil, los wat jy wil, en gun ander mense dieselfde voorreg. Romeine 2. Die enigste besnydenis is of jy God se gebooie nakom of nie. Romeine 12. Maak nie saak wat jou gawes is nie, gebruik hulle net. Mense raak in die kerk van Jesus vies oor onbenullighede. Vandag nog. Hulle vernietig verhoudings oor sake wat oor 100 jaar belaglik verby gaan wees. Wat gaan generasie Delta eendag sê oor wat hou ons uit mekaar uit? Hoor gou 'n storie. In 1890 in Kentucky was daar 'n diaken wat 'n houtpennetjie in die konsistorie opgesit het. Dit is waar die pastoor sy hoed kan ophang voordat hy gaan preek. 'n Ander diaken, wat nie van hierdie eerste diaken gehou het nie, het toe heeltemal sy humeur verloor, en hierdie tweestryd spoel toe oor na die res van die gemeente. Een groep voel dis 'n gebaar van naaste liefde, die houtpennetjie, 'n ander voel maar dit verontagsaam die konsistorie, en hulle beklei. En die gemeente skeer op die ou end oor 'n houtpennetjie.
In Mayfield County, Kentucky, is daar vandag 2 Baptist gemeentes. Die inwoners praat van die Pennetjie Kerk en die anti-Pennetjie Kerk. Is my of 'n ander een se sitplek in die erediens, ons kleredrag, ons huistaal, is dit my integriteit werk? As ek nou moeilikheid wil begin, het die saak wat my so hinder 'n teologiese inhoud, gaan dit iemand se saligheid beïnvloed, of wil ek maar net my sê omdat ek nêrens anders gehoor word nie? Hierdie Sondag vier ons die Sondag van vrede van Advent. Maar vrede is meer as om bloot nie oorlog te hê nie. Vrede is eintlik niks minder as liefde nie. Ek kan nie vrede hê deur iemand net te vermy nie. Ek kan nie vrede hê deur weg te loop en my eie ding te doen nie. Dis nie vrede nie, dis eintlik maar ontduiking en dis eintlik maar dros. En soos almal ook weet, mens kan nie net 'n pleister op 'n ontsteekte wond sit nie. Dit moet skoongemaak word, daar moet genesing plaasvind. Die beste van dit alles, Paulus skryf aan die Joodse en heidense Christene om eenheid te hê tussen mekaar, om mekaar te verdra. Maar hy kon dit self ook maar nie altyd reg kry nie. Hy was net mens, soos elkeen van ons. In Handelinge 15, dan reis Paulus saam met 'n man met die naam Barnabas. Barnabas was iemand wat die kerk gehelp het om vir Paulus te aanvaar na sy dae as Saulus. Hy was vir Paulus baie belangrik. Daar was 'n ander man, Johannes Markus, wat Barnabas saam wou neem saam met hulle. Paulus sê toe nee, Johannes Markus het ons in die steek gelaat toe ons by Pamfilia was, hy is huis toe en hy los ons op ons eie. En toe het Paulus, meneer, gee mekaar nog 'n kans, so beklei met Barnabas, dat hulle paaie skei. Hy stuur nie net vir Johannes Markus nie, maar sommer ook vir Barnabas in hulle dinges in, en hulle maak later blykbaar weer vriende, maar nie vir die res van daardie sendingsreis nie. Paulus en Barnabas se paai het geskei, en hulle doen elkeen hulle eie ding. Hoef ons met almal wat in Jesus glo huisvriende te wees? Nee, ons hoef nie. Ons kan nie, daar's nie soveel ure in 'n dag nie. Almal maak dit ook nie altyd vir ons maklik nie. Maar wat ons wel behoort te doen, is om te vra of hierdie meningsverskil, gaan dit iemand se saligheid bedreig? Maak dit saak of ons Engelse liedere sing of nie? Nee, die kerk is nie die ATKV nie. Maak dit saak wat ons aantrek? Nee, ek was nog nooit in 'n diens waar iemand kaal was nie, en as daar was, kan ons altyd ook maar net wegkyk. Nee. Wat ons dan moet doen, is om te vra of hierdie wrok wat ons koester, hierdie moeilikheid wat ons wil maak, is dit die moeite werd? Is die vrede wat ek by myself verloor, deur mense te wil vermy, is dit die moeite werd? Nou, miskien is die antwoord ja. Ek weet nie waardeur almal al is nie, nie een van my vriende of familie was al vermoor of verkragt nie, so dis maklik vir my om te praat, ek begryp dit. En ek dink ook dis beter om iemand liewer te vermy, as om hulle dood te wens, dis verseker. Maar ek wil tog vir ons afsluit met 'n aanhaling deur die teoloog C.S. Lewis. Behalwe vir sy teologie is hy ook die man wat die Narnia boeke geskryf het. En hierdie aanhaling het al 3 keer oor my pad gekom in die week. En ek moet dit met ons deel. C.S. Lewis het geskryf: die sonde van die vlees is sleg, maar hulle is die minste sleg van alle sonde. Die booste plesiere is die van 'n geestelike aard. Dis die plesier van fout vind, van baas speel, van verkleineer, van terugkry. Dis die plesier van mag en die plesier van haat. Nou, ons nuwejaars voorneme met ons nuwe kerklike jaar is om te gaan nadink oor ons verhoudings. Is daar dalk 'n ou koei wat ek dalk moet laat gaan? Liewe gemeente, ons almal maak foute. Nie net in ons besluite nie, maar ook in ons oortuigings. Maar dis die wonderlike ding, ons mag verskil van mekaar sonder om mekaar af te skryf. Dis wat die Romeine gedoen het. En in so baie gevalle maak wie nou op die ou en reg was nie 'n saak nie. Verloor liewer die argument en wen die vriend. Amen. Ons Here, ons wil vandag bely dat ons gewone mense is, met ons eie afkeure,
met ons eie snellers, dinge wat vir ons aanvaarbaar is of nie. Here, maar ons bely ook dat dit wat ons mee fout vind nie altyd saak maak nie. Nie altyd 'n belangrike saak is nie. En daarom vra ons Here dat U ons sal help om waar dit moontlik is met vrede en verdraagsaamheid met die mense rondom ons te lewe, om nie net lekker mense te wees nie, maar om vir 'n klomp verskillende mense lekker mense te wees. Al verskil mense van ons, al dink mense anders as ons, al tree anders op as ons. Ja, maar daar is plek vir verskeidenheid in die kerk. En daar is verseker plek vir naaste liefde en vir vrede. Amen.